Kerkgemeenskap. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop jy het 'n geseënde naweek gehad en 'n geseënde erediens waar ook al jy aansluit. En ek hoop regtig dat die woord is lewendig in jou lewe en dat jy dit uitleef tot eer van die Here. Ons gaan vandag kortliks met 'n vinnige video net raak aan profesie. Ek het al verlede week gesê ons gaan begin met profesie en dan dalk net so agtergrond gee en ek wil graag die rede gee hoekom ek hierdie video maak. In die afgelope tyd was al baie, en ek dink dit was nog altyd in die geskiedenis, was al baie mense wat sê maar hulle kry 'n profetiese woord of hulle het 'n profesie gekry dat byvoorbeeld die wêreld gaan eindig of dit gaan gebeur of dat gaan gebeur ensovoorts. En sommige kere wonder ons as gelowiges, hoe moet ons dit hanteer? En hoe moet ons dit bespreek? Hoe moet ons dit verstaan? Hoe is dit moontlik dat die Here met een persoon praat en nie met die ander persoon praat nie? Al hierdie tipe dinge. Nou, eers en vir alles om profesie te verstaan, moet ons weet dat profesie kom uit die Bybel uit. Daar's 16 boeke in die Bybel in die Ou Testament wat profeties gerig is. 4 groot profete, dit is Jeremia, Jesaja, Esegiel en Daniël. En dan is daar 12 sogenaamde klein profete vanaf Amos tot by Maleagi. Nou, al hierdie boeke en al hierdie profesieë, dit is nie, of kom ons stel het so, die kern is nie mense nie. So baie keer vandag as ons hoor, maar 'n persoon het 'n profesie gekry, dan word baie gefokus op die mens. Ek het 'n profesie gekry. Ek het dit gehoor. Ek het dat gehoor. Nou, ek maak glad nie af dat dit glad nie moontlik is nie, asseblief. Maar as gelowiges moet ons weet hoe om hierdie dinge te hanteer. So ons weet profetiese boeke kom in die Bybel voor, ons weet profesie kom in die Bybel voor, maar die belangrike is, so sê die Here. Dit is die Here wat hierdie woorde in die profete se monde gelê het. Dit het nie gegaan oor die mense en hoe belangrik die mense is nie, maar dit het gegaan oor dit wat God vir sy volk wil sê deur hierdie profete en baie kere was hierdie profete regtig nie gewilde mense nie. Hulle was nie mense waarvan almal gehou het nie. So, en ek dink ons het dit veral in COVID tyd ook gesien, ons sien dit vandag nog steeds wat mense sê, maar ek het 'n profetiese woord gekry, of ek het 'n profesie ontvang dat dit gaan gebeur, of dat gaan gebeur. Hoe interpreteer ons dit? En vir ons as gelowiges moet dit nie moeilik wees nie. Wanneer ons sien of hoor dat iemand sê hulle het 'n profesie ontvang, dan hoef ons hulle nie aan te val nie. Ons moet eers onthou, profesie gee perspektief. En nommer 2, eintlik omgeruil. Nommer 1 is dit wat die persoon sê in lyn met die skrif? Hoe weet ons is waar wat hierdie persoon sê? Hoe weet ons dis reg wat hierdie persoon sê? Hoe weet ons dit is tot eer van die Here? Dit moet in lyn wees met die Bybel. So as iemand sê hulle het 'n profesie gekry dat die wêreld môre gaan eindig op die 30ste Januarie 2025, dan kan ons sê, maar ek stem nie saam met dit wat jy sê nie. Hoekom? Want die Bybel sê, ons weet nie wat die dag en die uur en die tyd is, wanneer die Here Jesus weer kom nie. Die engele weet dit nie, die Seun weet dit nie, net die Vader weet dit. Dit staan in die Nuwe Testament, baie duidelik. So, wanneer ons hierdie dinge hoor van profesie, en hoe moet ons dit hanteer, en hoe moet ons dit verstaan, gaan terug na die woord toe. Die woord is ons maatstaf, die woord is die kanon. So, ons kan antwoorde kry uit die woord van die Here. Dit is 'n tema wat geweldig baie na vore gekom het, dit is 'n tema wat so baie mense omkant gooi en omver gooi, want hulle hoor iemand op Facebook of YouTube sê, maar ek het hierdie profesie ontvang. Nou asseblief, ek maak nie profesieë af nie, en ek is glad nie besig om mense te bash nie, asseblief.
Dit gaan oor hoe ons as gelowiges profeseë moet hanteer en ons doen dit in die lig van die skrif. Onthou, so sê die Here, Here. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor ons doel en ons tema wat ons wil druk nie. Dit gaan nie oor ons propaganda wat ons probeer uitkry nie, maar dit gaan oor die woord van die Here en sy wil. En wat sê die skrif vir ons oor hierdie spesifieke ding? Ons weet met al die oorloë en die dinge wat aangaan in die wêreld, sal mense sê, maar dit wys op hierdie ding en daai ding en sis en so. Kyk, wat sê die Bybel? Moenie net almal vertrou wat op YouTube of op Facebook of op TikTok of op Instagram of waar ook al sê, maar dit en dat sê die Bybel en dit en dat is hoe dit gaan wees nie. Gaan lees die Bybel. Hoor daar, want ons glo dat ons hoor God se wil deur sy woord. Dit is hoe hy ons, of hy homself openbaar aan ons, deur die woord in sy skepping. Dit is 'n wonderlike voorreg om 'n gelowige te mag wees. Dit is wonderlik om te mag sien hoe die profeseë van die Ou Testament vervul word in die Nuwe Testament en vandag ook. En daar is sekere dinge wat nog in vervulling moet kom en wat in vervulling gaan kom. Nou God, Jahwe, die Here is 'n verbondsgod, die enigste God. En hy maak nie leë beloftes nie. Dis beloftes wat vas staan en dit sal vir altyd vas staan. Net soos Christus se dade. Maar kom ons wees slim oor hierdie ding as gelowiges. En kom ons doen dit as ons weer hoor, maar ek het 'n profesie ontvang. Of as ons weer 'n video kry van iemand wat sê, maar ek het gesien hierdie en dit, gaan lees die woord van die Here en ondersoek dit. Jy het nie 'n predikant of 'n pastoor of 'n leraar nodig nie. Jy het die woord nodig. En dit is hoe ons profeseë kan toets. Ons doen dit aan die hand van die skrif. Net 'n vinnige video, ek hoop jy daarvan gehou, like dit en deel dit asseblief, sodat ons kan bly by dit wat God se woord vir ons sê. Nie wat mense sê nie wat mense se ideale en propaganda en idees is nie, maar wat God se wil is. Onthou, so spreek die Here, Here. Dit is baie belangrik. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die Here. Kerkgemeenskap, mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy 'n dag hê wat tot eer van die Here is. Gaan lewe daai liefde uit wat ons lees van in Romeine 13 vers 8 tot 14, daai agape liefde aan jou naaste, en mag jy 'n geseënde dag hê. Vrede vir jou.